my duie wil bydra tot die skryf van die poësie. Ek moet weer poësie in my lyf kry. My ledemate moet leer om weer die letters te skryf. Hierdie geleery en gesittery terwyl ek digkuns skryf, moet 'n einde kry. Dit is die probleem. My hand neem die oorhand in die skryf van die poësie. My rug, my torso, my skouers, my wange, my tone, my enkels, my duie wil ook bydra tot die skryf van die poësie. Die hand mag deel hê aan die poësie, mits hy nie 'n pen gryp om die woorde vas te pen nie. Die hand moet eerder lemoene pluk en in stukke breek en op die tong plaas, sodat die poësie vanuit elke oranje sel tussen die tande kan ontplof. Poësie is nie gelyk aan die skrywershand nie. Dit moet meer as dit wees. Hierdie kort lyn tussen kop, hand en papier is net te onavontuurlustig. Laat die lyn afdwaal na die kniekoppe en hulle maak skarnier in klinknaal syllabes. Draai af na die voetsole wat klim na bergpieke en poësie onder die hoogste klippe uitgrawe. Laat die lyn dan omwentel na die duie wat met uitbundige krag die ritmika van die digterlike dans inkleur. Ek vra mooi, moenie net jou hand waag aan poësie, waag jou hele lyf daaraan.